As ons donker per deelnemer, betree die volgende deelnemer die kompetisie met 'n kreatiewe voorsprong. Sal sy die beoordelaars kan wys hoe stories, storievertelling en strategie hand aan hand gaan. Surprise! Ek is Elizabeth, ek is baie opgewonde om hier te wees. Ek is julle wildcard of julle buiteperd. En ek dink is baie on-brand vir Fluke Media. Soos julle weet, Fluke beteken iets in die lyn van 'n onbeplande treffer. So, kom ons kyk hoe dit gaan. Okay, so 'n bietjie agtergrond van my en waar ek vandaan kom. So ek is oorspronklik van Pietersburg of Polokwane. Ek het kom studeer in Pretoria. Ek het beeldende kuns geswat by Tikkies. En dit speel nogal 'n belangrike rol in my werk wat ek vandag doen. Daarna het ek my droomwerk gekry as kurator by Everard Reed Galery en Circa Galery in Johannesburg. En wat hier vir my baie uitstaan, wat nou ook 'n groot rol speel vandag, is die feit dat ek baie vinnig agtergekom het, dis so lekker om kunstenaars te bemagtig deur vir hulle bemarking te doen en vir hulle verkope te kan maak, en so half iemand wat nie noodwendig bekend is nie op die map te kan sit. Toe het ek aanbeweeg, bietjie van 'n oorgangsfase in hotelverkope, waar ek korporatiewe basies aanbiedinge van wat 'n hotel bied moes verkoop. So dit kom maar neer op konferensies en so aan wegbreuke. Dit was verskriklik moeilik. Op 'n persoonlike manier was dit ongelooflik challenging. Vandag is dit vir my 'n baie belangrike wapen in my arsenaal as 'n besigheidseienaar. En daarna het ek die geleentheid gekry om as 'n sosiale media bestuurder te werk vir die hotelgroep wat 6 handelsmerke behels het. En so ook het ek die digitale bemarking vir die groep oorgeneem. Dit staan nogal uit vir my in my beroep, want dit is waar ek geleer het dat daar 'n baie meer holistiese aspek is aan bemarking. En die oomblik wat jy post of 'n nuusbrief uitstuur, dan is dit soos, maar wat wil jy hê met die mense doen? Waar gaan hulle klik? Waartoe is hulle op pad? Gaan hulle kan meer uitvind? En dit het gemaak dat ek uitvind by ons ontwikkelaar op daai stadium van die webtuiste, hy het nie kapasiteit gehad nie, en ek het net vir hom sê, well, help my, ek gaan nou landing pages bou, want hierdie mense kort die volgende stap, hulle gaan meer wil uitvind, hulle moet kan bespreek. So dit het my 'n ongelooflike goeie, ek wil amper sê voet in die deur gegee vir my loopbaan vorentoe, en ek het my BCom bemarkingsgraad voltooi in daai jare. Daarna, my tweede geleentheid as my droomwerk, wat is om by 'n bemarkingsagentskap te kon werk. Ek was vir 5 jaar daar, en 'n groot ding wat uitstaan, veral omdat ons deur COVID gegaan het, is die hoeveelheid verantwoordelikhede wat op my pad geval het met betrekking tot 'n spanbestuur en kliëntebestuur, en soos te navigate, hoe sê mens, ek wil sê nee vir 'n kliënt as dinge nie heeltemal is waarmee ons saamstem nie, en dis 'n fyn lyn en nogal 'n tegniek om aan te leer. En ja, toe doen ek wat ander entrepreneurs my geleer het, en word absoluut die beste in wat jy doen en begin jou eie ding. Dit was die begin van Fluke Media. My rol in die besigheid, soos julle seker nou al weet, ek is die stigter van Fluke Media, wat beteken ek doen alles. Gelukkig nie meer nie, maar dit oorspronklik beteken dit ek doen absoluut alles. Ek op hierdie stadium beweeg ek in 'n spasie waar ek graag wil fokus op die groei van die besigheid en nie noodwendig die dag tot dag nie, maar my passie lê by, as dit kom by die aanbiedinge van wat ons actually bied, lê my passie absoluut by die strategie van inhoud. So die social media content strategy is wat ek tafel toe bring, en wat ek dink vir my die belangrikste en moeilikste is om oor te sou gee aan iemand anders. So, net 'n bietjie 'n gevoel van die tipe content wat ek myself mee besig hou. Basies my sticky notes teen my kantoormuur is you either win or you're learning. Dit is iets wat Oxen Che gesê het terwyl ons hom afgeneem het. Wie die meeste waarde bied wen, maak 'n besluit en beweeg aan. Ek hou baie van daai een. Moenie bang wees om te collab met mense wat beter is as jy nie, dit gaan jou laat beter lyk. En dan ook, what the best founders do that separate them is they love their product and service so much that they love to sell it. And they realize that they're not convincing someone, they're actually helping someone. En dit is regtig nogal iets wat vir my baie beteken en waarmee ek kan resonate.
Dan Fluke Media en die pilare wat regtig belangrik is vir my op 'n persoonlike vlak en 'n besigheidsvlak en dit speel 'n groot rol in hoe die, soos ons dit noem, die Fluke Magic, is die span, die kliënte, ons vriende en die gemeenskap. En hoe hierdie prentjie lyk is as volg. Soos ek genoem het by die kunsgalery het ek besef ek het hierdie geleentheid om kunstenaars op die map te sit. Dit was vir my verskriklik lekker. En ek betree nou 'n soortgelyke spasie waar ek met vryskut werkers, mense werk en jong kreatiewe mense werk en ek bied actually vir hulle geleenthede en nuwe uitdagings wat vir my verskriklik lekker is en wat in kort eintlik beteken ek hou daarvan om 'n deal te maak vir iemand. Dan nie dit nie vir ons kliënte, dis vir my baie belangrik dat ons toeganklik is, dat ons eerlik is, dat kliënte verstaan wat ons bied en dat ons regtig iets beters tafel toe bring as die moontlike vorige agentskap. 'n Belangrike gedagte vir my is dat 'n kliënt, ek is daar om jou te laat beter lyk as kliënt. So ek werk nie noodwendig direk altyd met die CEO nie, ek werk meer met die bemarkingsbestuurder en dit is vir my belangrik dat hy of sy verstaan dat ons is deel van jou span en ons is daar om jou te laat goed lyk voor jou baas. En dan weer terug by Fluke Media en ons dienste en wat ons mededingend maak. So dis vir ons belangrik om toeganklik te wees. Die oorsprong van die besigheid was dat agentskappe oor die algemeen is nogal redelik duur. Ons wil dit graag moontlik bekostigbaar maak vir medium en kleiner besighede. Ons wil ek wil amper sê mystery van social media vir hulle baie makliker maak. Dan die strategie. Elke liewe stuk inhoud wat ons daar uitsit het 'n rede. There's method behind the madness en ek dink baie keer vir kliënte lyk dit soos meer madness as method, maar daar is rede agter dit. En dan die waarde. So dis vir my belangrik dat kliënte groei. Dit gaan nie net oor engagement nie. En dan vennootskap. So Fluke Media is 'n kliënt se voete op die grond. En wat dit beteken is ons vat jou brand asof dit ons is. Ons doen navorsing en skryf scripts en oor 2 maande van nou gaan ons miskien vir jou meer kan sê oor jou produk as wat jy self besef het jy weet. En nie net dit nie, dis op ons fone waar daai TikTok en daai Instagram en daai Facebook profiele lê en ons raak saam met jou opgewonde baie keer na ure oor iets wat werk en ons ontleed oor iets wat nie werk nie. So ons is regtig nogal amper, ek wil sê een met 'n kliënt se brand en dit is hoekom ons onsself noem jou voete op die grond. Okay, en dan die impak. So, ek het 'n voorbeeld gevat van 'n goeie veldtog wat ons hierdie jaar gedoen het, tussen Maart en April, en hoe dit vergelyk met die vorige jaar voor Fluke Media betrokke was. So eerstens, ons het 'n 34% toename in verkope gesien op die spesifieke produkte waarop ons gefokus het, en ons het ongelooflike organiese groei op hulle sosiale media gewys. En die rede hoekom ek kyk na organiese groei en nie net goed soos paid media nie, is spesifiek omdat dit vir jou wys wat werk vir die algoritme en waarmee wat laat mense reageer, wat laat hulle langer kyk, wat laat hulle dit aanstuur. Dis waar daai organiese syfer verskriklik belangrik is. So op TikTok, soos julle kan sien, ons het oor die 400,000 video kykke gekry, oor die 300,000 mense bereik en vele meer, en dan om die deel wat my die trotste maak is oor die 300 produknavrae van een video en van die veldtog, maar van een strategie. So selfs op Facebook 30% toename in bereik, 130% toename in inhouds interaksies en op Instagram ook 'n baie groot sprong. So om julle 'n idee te gee, net om 'n gevoel te kry van wat Fluke Media doen en wat ons tafel toe bring wat uniek is, die strategie. So, ons het gekyk wat trend. En as ek sê wat trend, as Fluke Media vir jou sê iets trend, het dit niks te doen met 'n dansie, 'n liedjie of 'n kort broek nie. Dit is 100% wat se tipe goed werk en hoekom werk dit. En 'n goeie voorbeeld is random workplace questions, waar jy loop met die kamera en jy vra 'n klomp mense vra. Die rede hoekom dit gewerk het, is eerstens, jy kyk vinnig na een ou, dan beweeg dit aan. So jy raak nie verveeld nie. Maar mens raak nuuskierig, so mense kyk langer want hulle wonder wat gaan die volgende ou sê.
So ons het hierdie formaat gevat en dit 100% gaan toepas op 'n besigheid en ons het ons verkoopsmanne op kamera gesit en hulle gevra wat hulle opinies en voorstelle is op produkte, maar dit moes hulle persoonlike opinies gewees het, dit moes nie net 'n seil gewees het nie. Dit het gemaak dat mense begin praat en opinies lewer, saamstem, nie saamstem nie, en om net dit regtig nogal impakvol te maak, daar's 'n handelsmerk wat ons agtergekom het, 'n groot deel van ons gehoor op reageer en ons het dit in die gesprek ingebring as Sprus om mense se reaksies te kry. En dit is die resultate wat julle nou net gesien het, was van hierdie strategie af. Dan net 'n bietjie van hoe ons vorentoe beweeg. Eerstens, ek het begin maand 1 tot 5, kry 'n paar kliënte, geniet dit, doen jou beste werk. Maand 6 tot 9, stel iemand aan, kry al die administratiewe goed van jou tafel af, sodat jy kapasiteit kan bou. Maand 10 tot 12, kwaliteit. Toe dit regtig begin goed gaan, toe is die vraag, hoe staan ons uit? Hoe doen ons dit beter as ons kompetisie, al is hulle groter as ons? So het ons 'n paar spanlede benader wat ons daarmee gehelp het en begin bemarking doen. Maar nie baie nie, want word of mouth het 'n groot rol vir ons gespeel. Maand 13 tot 15, navraag word meer en die groot ding is om kapasiteit te bou en die prysstruktuur aan te pas vir die feit dat ons soveel meer navraag kry. Maand 16 is vandag. Wat nou gebeur is, al ons rekeninge is betaal, al ons salarisse is betaal, ons het geen skuld aangegaan nie en voorleggings en kwotasies is aan die orde van die dag. Volgende stappe wil ek graag nog 2 kliënte in die nabye toekoms, nog 2 kliënte land, 'n sosiale media strategus aanstel om myself meer aan die groei kant van die besigheid te kry en kantore te kry. En dit is net die begin. Met betrekking tot die bemarkingsplan wil ek net een ding uitwys. Ek dink is belangrik, al het jy 'n bemarkingsplan, om altyd te onthou, om 'n nuwe kliënt te kry is baie duurder as om 'n kliënt te hou. En dis hoekom ek dit hier ingesit het. Maar ek wil graag aanbeweeg na hoe bly ons innoverend. Ons analiseer alles wat ons doen, ons hou die nuutste trends dop en ons toets en pas baie vinnig aan. Dan laastens, hoekom is ek die entrepreneur van die jaar? Ek het nie 'n besigheid begin om groot te lyk nie, ek het 'n besigheid begin om groot te word, of althans te groei. Met 'n bietjie spaargeld en 'n laptop en 'n visie, het ek iets gebou wat vandag gegroei het teen 9% wins na die eerste finansiële jaar en 'n moontlikheid van 20% wins na die tweede finansiële jaar. Maar dis nie net oor syfers nie. Ek glo in die krag van geselskap. Sit with warriors and the conversation is different. So ek is hier vir die blootstelling, vir die uitdaging, vir die groei, vir die kennis wat kom wanneer jy omring is deur mense wat beter dink, harder werk, verder kyk. Met die groei sien ek baie uit om meer geleenthede te bied vir die mense om my. En ek is nie hier om te wys wat ek weet nie. Ek is hier om te leer, om aan te pas en om te wys wat gebeur as jy 'n geleentheid skep in plaas van om vir 'n geleentheid te wag. Dankie julle. Ja, obviously is hierdie my industrie, so ek kan met jou resonate oor al die issues en die hurdles en die drops in revenue en kliënte en staf en al die goeders. Nogals geïnteresseerd om te hoor wat jou revenue is. Ek sien jy sê hierso ons het begin op 80,000 of hierso 4 maande was jy op 80,000. As ek na die persentasies kyk wat dan die nommers is, obviously in terme van rande nie, dan skat ek jy omtrent by so, as ek na die groei kyk en die groei is akkuraat, dan is jy so by 130, tussen 150, 60 vir 'n maand dalk. Is dit korrek? Ja, dis naby. Met 20% wins, dan maak jy obviously op 160, maak jy so 30k maand wins. As dit obviously akkuraat is of nie. Ja, so die grafiek is akkuraat. So ek kan my rowig met my kop het hier weer uitwerk, maar ek wil vir jou sê, dit is nogals baie cool om te sien. Ek het weet Media met R20,000 begin. Dis obviously teen inflasie teen dieselfde hoeveelheid as R40,000 in 2024. So ek dink ons is daai in gemeen. So dis awesome. Ek het in 2018 begin. So met 'n gedagte, wil ek maar net sê congrats man, dit is baie cool. Dankie. In terme van vrae, hoe kry jy kliënte op die oomblik? Wat is jou strategie om kliënte te kry? Want daar's letterlik net 3 maniere hoe die besigheid gaan groei. Jy moet meer kliënte kry, hulle moet meer betaal en hulle moet gereeld langer by jou bly. So die vraag is dan,
wat is die eerste ding wat jy doen om kliënte te kry actually? Okay, so ek dink omdat die besigheid ook nogal jonk is en ek is gelukkig met die word of mouth aspek van die besigheid, het ek heelwat kliënte van die begin af gekry omdat hulle my ken. Daar was kliënte uit my verlede uit wat gesê die oomblik wat hulle gehoor het ek is beskikbaar of ek is op die mark, het hulle my gekontak en hulle wou my dienste gebruik het. So dis baie lekker. Baie lekker om te weet, mense raai impak. So dit is hoe die agentskap begin het. Ek het om eerlik te wees, een kliënt of 2 kliënte was 100% mense wat ek nie geken het nie, wat ek gaan sien het en gesê het, ek kan hierdie vir jou doen, wat gerealiseer het in besigheid. Maar ons het so vinnig besig geraak, dat ek nog nie nodig gehad het om uit te gaan en te gaan soek vir besigheid nie. Ek kry baie verwysings, so van my kliënte verwys, mense wat ek glad nie ken nie na my toe, nuwe handelsmerke, ons pitch en ons kry daai besigheid baie keer. Nie almal nie, maar dit is op hierdie stadium moet dit werk. En dan enige ander bemarking wat ons doen is maar soos ek hou daarvan om insights te deel op Facebook, op social media van iets wat ons gedoen het wat werk, hoekom werk het, daai tipe van ding. Ek dink is baie soortgelyk aan hoe julle dit doen, net op 'n hele ander skaal. En dan die agter die skerms om te wys, jy weet, hierdie mense, hulle hou van hard werk, en hulle is kreatief. En dit word ook so met so 'n bietjie budget geraan om net aan te hou groei. Maar ja, ons is nog so gelukkig. Die besigheid kom eintlik amper meer na ons toe as wat ons desperaat moes gaan soek het vir besigheid. Uit ervaring uit, hoe meer jy wil groei, hoe meer gaan jy 'n stelsel moet bou wat predictably vir jou leads generate. Ja. Soos ek kyk na onsself, like die eerste jaar hoef ek amper geen leads te hê. Ek hoef nie die te gegenereer het nie, want daai mense het net organies na ons toe gekom. Maar dan raak jy dan dis level 1 en dan het jy 'n plateau. En as jy daai plateau wil breek, moet jy essentially amper soos 'n masjien bou wat vir jou net outomaties kan leads genereer. Ja. So ek sal sê dit is nie in jou volgende fase. Of dit nou organic videos is wat jy baie goed is, of dit nou beide ads is. Ja. Maar ideally moet jy iets hê wat jy konstant doen, wat vir jou at least, ek sal sê 'n lead of 2 'n dag inbring. Sodat jy dan ideaal kan kies wie jou 'n perfekte kliënt is. Want as jy soos dieselfde fout as ek gemaak het, dan het jy almal gekies wat die budget het. My perfekte kliënt was die kliënt wat die budget kan bekostig. Of wat geld gehad het. En toe kom ek baie vinnig agter, in hierdie service, in hierdie industrie, moet jy spesifiek wees met wie jy wil werk. Anders maak jy die lewe vir jou en jou span baie moeiliker. Ja. En om dit reg te kry, moet jy dan leads genereer in almost like in abundance. Sodat jy kan handpick met wie jy wil werk. Sodat jy die lewe vir jouself en jou span makliker kan maak. Ja, die ander vraag is maar net, en dan die laaste een is like, ek sien julle die soos jy 17% gedrop, maar die volgende maand is jy weer 20% op, so net interessantheid, wat het jy daar gedoen om daai error te fix? So wat nogal op hierdie stadium ook baie help, is baie van my huidige kliënte kom met projekte, addisionele projekte. So meeste van die besigheid is retainer besigheid en dit is lekker, dis sekuriteit, dit hou die besigheid aan die gang. Maar daar's baie goeders wat tussenin gebeur waar hulle sê, weet jy wat, ons wil graag 'n shoot doen oor hierdie of die retainer, party kliënte sluit die retainer nie noodwendig die shoot in nie, wat ek nie noodwendig verkies nie, maar meeste van dit is kliënte wat reeds my kliënte is, wat net nog soek en ad hoc projekte het. Ek hoop dit maak sin. Ja, cool. So jy het net rarig, dit was net toevallig dat daai kliënte ekstra werk gehad het. Daar was een nuwe kliënt spesifiek wat my help recover het net van daai dip. So daar was een nuwe retainer en dan het daar addisionele projekte kom maar so in met. En hoeveel kliënte het julle nou? 8. Okay. Ja, ek dink wat jy vir jouself gaan moet doen is daai soos die aanstellings maak om seker te maak jy is bewus van die ratio van inkomste wat jy op elke aanstelling moet maak. En dit sal ook help met daai probleem van jou kliënte groei, maar die diens bly nie konstant nie. En dit is moeilik om 'n diens in 'n kreatiewe omgewing seker te maak jy lewer presies dieselfde diens deurgaans. Want ek kan insien, weet, en dit is moeilik want dit gaan oor jy word gemeet, 'n maatskappy gaan nou kry jy 1 maand dan hulle sales sleg en jy is die eerste een wat hulle gaan blameer, weet. Kyk, ons verkope is af, ek gaan nie meer betaal nie. So ek dink dit is baie duidelik om daai verwagting te stel van waarmee hulle help.
Want die eindresultate, dis nie net jy wat die eindresultaat bepaal nie, is baie keer die besigheid ook. So dis maar ek stem 100% saam dat jy eintlik die strategie moet verander van die besigheid eerder as net om 'n advertensie probeer skep. Of soos hulle sê met die regte kliënte kies wat jy weet jy by goeie resultate gaan kry, want dit help nie jy doen werk vir 'n besigheid wat eintlik jou gaan laat sleg lyk nie. So of jy die besigheid regkry of jy moet nie daai ou vat as 'n kliënt nie. Ek dink dis 'n goeie onderskeiding. En net om te besef jy is in die besigheid van kreatiwiteit. Jy weet besigheidseienaars het nie tyd vir kreatiwiteit nie. En dit is wat jy het. En so as jy 'n kreatiewe span het wat regtig anders kan dink, is mense bereid om te betaal daarvoor. So maar soms ja, as dit net 'n vraag, ek sien 'n bietjie van betaalmedia en organies, hoeveel persentasies sal jy sê is julle gerig op organiese inhoud en hoeveel aan die betaalkant? Waar is julle fokus? Ons fokus is op organiese social media. Baie van ons kliënte, dit het nou maar so gebeur, dat baie van ons kliënte voel, hulle het 'n span wat betaalde sosiale media doen en wat leads dryf en wat daai doen, maar die content voel nie vir hulle reg nie. En dan kom ons in en ons hanteer 100% die content. Vir my is dit baie belangrik om meer nader te werk aan daai betaalde span, om seker te maak daar's meer van 'n funnel tipe experience en die goed praat met mekaar, want ek dink wat ons baie keer onderskat is die feit dat ja, dis nou betaalde sosiale media, so dis direk en dit het die prys op en dit en dat, maar die ou wat daarna kyk, sien dit op presies dieselfde plek. So as daar nie 'n goeie funnel of 'n journey in plek is nie, vir hom om net daai te sien, is dalk nie die antwoord nie. Miskien kort jy content vir die paid media span. So dit is 'n fyn lyn vir my. Op hierdie stadium is ons soos in 90% gefokus op content en ons gewoonlike paid media span van 'n ander agentskap baie keer wat dit doen en ons maak maar vriende en skud hande soos wat mense mos maar doen. Maar ook dan net op 'n punt wat jy gesê het van daai kwaliteit en laat mense dit nie moet verloor nie. Dit is my grootste vrees. En dit is presies waar ek myself nou bevind, is die oomblik wat ek nou gaan skuil om by te bly, moet ek begin kyk, okay, maar wat gaan gebeur met die kwaliteit. Ek is bekommerd om myself uit die strategie, die sosiale media strategie uit te haal, want dit is deel van die X-factor. So ek dink jy moet obviously mooi gaan sit in 'n strategie rondom uitwerk en 'n stelsel in plek kry om dit te safeguard, maar ook vir tyd en wyl jy nog eintlik die een is wat met al die idees kom en jy net jouself vertrou ensovoorts. Dink ek mens moet dalk as jy op 'n plek kom waar jy te besig raak, kyk wie jy het. Ja. Ek voel ook bylas en dis nou die ander kant van die coin. Dis the flip side of the coin is that mense gaan moan en mense gaan loop. En met die gedagte is dat jy moet net seker maak dat jy net altyd jou beste probeer en nie dat dit is 100% waar dit sê. Maar ek dink jy moet baie van ek het die fout gemaak dat die eerste persoon loop, die eerste kliënt loop as gevolg van 'n kwaliteit dip. Toe ek so in paniek ingegaan het ek vir 6 maande nie gegroei het en ek het so obsess oor quality. Want toe kom ek agter maar dit was bietjie subjektief, nommer 1. En nommer 2, dis ook normaal. So dit is so 'n spesifieke agentskap lewe en 'n diens waar jy obviously 'n diens offer. Dis onmoontlik om heeltemal dieselfde kwaliteit van almal te gee. En dis okay as dit, maar dis waar die nommers met jou praat. So ons noem dit churn rate in die agentskap en dit beteken ons het X kliënte en soveel persent van die kliënte loop elke maand. So ons het 'n nommer. Die oomblik is daai persentasie hoër as wat dit moet wees, dan beteken dit iets is fout. En sodra as daai nommer onder is waar dit moet wees, dan is dit great. Then you keep going. So en dis terug na gesprek wat ons voorgehad is like ek dink jy moet meer objektiewe metrics dalk in jou besigheid begin sit en sisteme bou. Want dis die enigste manier hoe jy objektiewe besluite gaan maak. Want as jy die besigheid is en jy werk met kliënte, spesifiek bemarking, raak die feedback en die kwaliteit gedeelte baie subjektief. Want iets wat vir jou goeie kwaliteit is, mag dalk nie goeie kwaliteit is vir die kliënt nie. En iets wat ook vir hulle goeie kwaliteit is, mag dalk nie goeie kwaliteit is vir jou nie. En as jy iemand aanstel, nou is daar 'n derde party wat nog 'n variable is, wat ook subjektief is oor wat hulle dink is kwaliteit. En die enigste manier om dit te verhoed
waar hulle 'n complete wanpersepsie het oor wat kwaliteit is of nie, is om 'n sisteem in plek te hê. So hoe skryf jy jou hooks? Hoe skryf jy jou scripts? KI of AI kan baie help om sekere goed te formaliseer en te framework te create. En dan kan iemand hulle kreatiwiteit gebruik binne in daai framework om dit verder te vat en die kwaliteit te verbeter. Maar ek sal sê die grootste ding wat ons verander het in ons agentskap, dat ons het gegaan van 300,000 'n maand na 1 miljoen 'n maand in 3 maande in 2021. En die grootste verskil wat ons gemaak het was sisteme. So SOPs, Systems of Procedures. En dit is letterlik 'n dokument, 'n Google Doc, screenshot, tekst. Hier klik jy om dit te doen, dis waar jy klik, screenshot. Dis waar jy weer dan na dit klik, stap 2, screenshot, Loom recording, video recording. Like, jy create letterlik 'n stap-vir-stap proses wat enige persoon kan volg om 70% die kwaliteit te create wat jy kan create. En dan kan jy oversee en bietjie adjust op die einde van die dag en dalk changes maak waar nodig is. En hopelik as jy so bevoorreg is soos ek, dan trek jy goeie mense aan wat saam met jou die pad wil stap, wat die groter prentjie sien agter die besigheid. En ja, ek dink jy kan nogal redelik doen vir jouself. So het 'n lekker persoonlike, ek weet toe ons begin het, dan sy het 'n klein groei wat ek van hou, want ons kompetisie het altyd almal gesign wat hulle kon, dat niemand hulle kon kry nie, en dan was daar geen persoonlike aandag, almal so goed lyk dieselfde, almal so goed het dieselfde tipe look and feel, en dan waai daai kliënte en hulle gaan na die een toe wat eintlik sê, ek groei klein, ek vat sê, soos dat jy begin 8 of 10 aan, en ek weet, nou het ek kapasiteit, ek weet ek kan nog 4 sign, stel nog iemand aan. Soos 'n paar estetiese dokters, pasiënte. As wat jy almal sign wat jy kan, wat great is finansiëel, maar dan, soos ek gesê, dan dip jou quality, en dan waai almal in daai oor af maar wat vir jou sterk is, maak eintlik meer skade. Ja, ek sê die eerste volgende ding wat jy moet doen is, jy moet ads run oor jouself, want jy verkoop verkope. So mense wil sien wat se goed, wat se content jy skep en weet dit gaan Ja, ek wil byvoorbeeld nie baie oorgewig personal trainer oefen nie. Net so wil ek nie by 'n media company wees wat net goed following het nie. Verstaan, en ek wil nie by 'n dokter wees wat nie super gesond is nie. Dis maar net. Dis ja. Ek glo in energie. Ek dink natuurlik it resonates. Ek haat mense wat net PowerPoint doen vir starters. So dit was 'n baie goeie voorlegging geweest met energie. Ek dink jy moet 'n buffer bou, want soveel as wat ons 'n one-on-one service bied, moet jy weet aan die einde van die dag wat gebeur as ek vandag siek word. En as jy vandag siek word, het jy nie vervloek nie. So wat is jou eerste buffer? So dit is die gouste wat jy nou gaan moet doen, is om so gou as moontlik 'n buffer te kry. Ja, jy kan nie 'n mini-me maak nie, but nobody is a mini-me. Ek kan niemand replicate nie, al doen ek elke liewe stap soos hy sê, met my server, vat hierdie screenshot doen dit. Hy kan, maar hy kan nie 70% doen. Hy kan nie die 100% doen nie. Maar maak seker dat jy daai buffer begin inkry, so gou as moontlik. En ek hou baie daarvan dat jy jou teikenmark kleiner maak, soos wat Kobus gesê het. Maak die teikenmark kleiner, maak dit, soos wat jy vanoggend ook gesê het, maak dit perfek, dan word dit beter en dan gaan jy groter. So, well done. Dankie. Kort na die voorlegging is dit tyd vir 'n vinnige 1-tot-1 met die vorige kampioen. Jy is die wildcard. Jy is nou soms so van die kant af gekom en almal se wind het hulle seile uitgevat. En hoe voel jy daaroor en weet jy het gevind by die judges? Hoe was jou ervaring? Ek is baie opgewonde. Dit was vir my verskriklik lekker. Ek moet sê die wildcard, ek wil amper sê as tema, pas nogal by my besigheid. Yes. Die manier waar die besigheid gegroei het en hoe sekere goed net regtig in plek geval het. So dis vir my baie lekker dat hierdie gebeur het soos wat dit gebeur het. Ek voel baie geëerd. Soos ek vroeër vir die beoordelaars gesê het, wildcard nie, ekskuus, Fluke Media kom van die woord vloek af, wat beteken, jy moet hierdie uitsnij, Ons sny niks uit nie, alweer bly. Onbeplande treffer is die woord wat ek soek. Een mooie manier om vloek te beskryf, is 'n onbeplande treffer. En hierdie wildcard konsep, en ek stap in en ek is soos,
Maar hierdie maak soveel sin vir my. Dit was baie interessant. Die ervaring was regtig vir my lekker. Ek dink entrepreneurskap kan nogal eensaam wees tot 'n mate wat jy groot besluite wat vinnig geneem moet word. So om met daai paneel te kon gesels en te hoor wat is hulle veral hulle eerste gevoel as hulle, jy weet, first impression wat hulle van jou gekry het en goed wat hulle identifiseer wat jy dalk nog nooit aan gedink het nie, was regtig vir my so lekker en ek is net volgens my met 'n boek. So dit was 'n vloek geweest. Ja, dit was regtig. Weet jy die beoordelaars ervaar? Was so iemand vir jou uitgestaan het wat jou probeer vasvra het? Wat was hulle reaksie teenoor jou? So ek het definitief verwag dat dit bietjie meer vreesaanjaend gaan wees. Toe ek klaar gepraat het en hulle begin praat, toe sê ek, okay, hierdie is lekker. Ek geniet wat gesê word en dit is waardevolle opinies. Ek volg vir Jandrey al 'n rukkie want hy's in dieselfde industrie en ek kyk nogal reg op na sy agentskap, so dit was vir my nogal 'n eer om sy opinie te kry spesifiek oor my besigheid. En dit was baie positief en hy kon definitief aanklank gevind met alles wat ek sê. So soos ek was deur hierdie en dit help mens tog deur die stres van 'n besigheidbestuur. Help dit jou so baie om te hoor hierdie ou wat baie verder in die pad is. So deur dit, jy weet, ons gaan deur dit kom. Ek dink nie enige iemand was noodwendig, vir my gevoel, hulle was uitgehaal om my te kry nie. Ja, ek dink Rona het 'n paar baie waardevolle goed uitgewys, soos byvoorbeeld, as jy gaan groei, gaan die kwaliteit dalk afneem en dit gaan my as besigheidseienaar baie plaas, ek jou kliënt sou wees. En dit was vir my waardevol want dit is my grootste vrees en ek sê vir dis presies waar ek nou staan. So dit is so lekker om te besef daar's ander mense met meer ervaring wat hierdie goeders dadelik ook identifiseer en jou eintlik kan help wat baie waardevol is. Ja, niks reg negatief nie, baie interessante ek probeer net wat sê regte wat uitkyke en goed wat hulle oplet. En soos ek sê, dit was eintlik net so waardevol om net al hierdie raad te kry. Strategie ontmoet opinie, soos die paneel hul indrukke deel. Vir dit. En sy het min tyd gehad en dit was vir my beter as van die ander mense so goed. En sy het 24 uur gehad. Ek dink dit waar ander mense baie meer gehad het. Dit was volgens my in terme van aanbieding die beste. Wat is haar reading? She was very genuine. Ja. Daar was nie, sy weet waar sy is. So sy weet haar swakpunte, sy weet, sy's nog nie groot nie, sy weet ook, maar sy's ook baie adamant op die stadium om, wat ek baie van hou en ek mee resonate, is om aan die kleiner ouetjie die besigheid te gee en goed, want as jy vandag 'n media maatskappy bel, dan kom die bedrag terug en jy dink, okay, just me, myself, en ek weet hierdie bietjie, en ek weet you have to invest into the amounts, maar meeste van die kleins, en ek haat vroue netwerk en goed, maar as ek met al daai mense praat, weet, as ek met hulle almal praat, dan sê hulle, weet, ons wil so ons kan iemand kry wat dit vir ons kan doen, en sy fokus op daai mark op die oomblik, wat eintlik 'n very untapped market is, wat ons die fout mee maak om sê dit is 'n saturated market, want niemand wil die klein ouetjie eintlik sy geld hê nie. En ja, baie van ons wil nie die 5000 ouetjies hê nie. Sy's happy om daai 5000 ouetjies te maak want dis haar kapasiteit. En sy gaan, soos jy sê, op 'n punt kom waar sy sê, okay, wel ek nou 105,000 mense, maar nou gaan ek vir 10 mense werk gee. En dis hoe sy het gaan uitbrei. Idees is gedeel en vrae is gevra. Sal ons laaste finalis die voriges kan oortref?